Professor Emerentia Du Plessis. Professor Emerentia Du Plessis van die Skool van Verpleegkunde aan die Noordwes Universiteit lig op deernisvolle teenwoordigheid. Goeiemôre Willem en goeiemôre aan elkeen. Ek hoop dit gaan sommer baie goed. Vanoggend wil ek graag gesels oor 'n paar gedagtes oor teenwoordigheid en etiese optrede. Ek het in hierdie week 'n lesing aangebied by 'n hospitaal vir verpleegkundiges oor etiese beginsels en professionalisme, en in hierdie proses het ek self baie geleer. So ek wil graag dit deel en ek hoop dit stimuleer ook julle gedagtes om verder te dink oor etiese beginsels en hoe tree ek elke dag eties op binne die raamwerk van teenwoordigheid. So as 'n eerste stap, kom ons word stil. Ons word stil in ons binnemens en luister na ons eie stem en ook God se stem binne ons hart. En hy praat met ons deur stilte en deur liefde en op 'n manier wat jy verstaan. Jy weet hoe praat hy met jou. So luister vir daardie stem, word bewus van die stilte om jou en die seëning wat daarin is om sommer net stil te word in die oomblik. Word bewus van jou asemhaling en as jy sit of lê of staan, word bewus van dit wat jou ondersteun onder jou voete, die grond, of jou bed, of jou stoel, of as jy dalk bestuur, die stoel in jou motor. En kom ons luister na hierdie woorde, wat ek glo ook 'n boodskap vir ons elkeen is. Wanneer ons praat oor etiese beginsels, is dit dikwels so dat ons voel, hierdie raas nou met my, of ek voel skuldig. Maar kom ons luister daarna in die sin van dat ons kan terug antwoord op 'n respekvolle manier en ons kan vra en ons kan sommer in ons binneste gesprek voer en as jy vrymoedigheid om met God te gesels daaroor en te dink oor hoe lyk hierdie etiese beginsels in my lewe en om teenwoordig daarmee te wees en ook dit toe te pas binne teenwoordigheid met ander mense en vir ander mense. Sodat ons nie met onsself raas as ons na hierdie beginsels luister nie en sommer net dink oor hoe lyk dit in my lewe en wat roep dit uit in my om dalk iets te verbeter of te verander of ander mense aan te moedig. So ons kan dink, wat is my besluit oor al hierdie beginsels? Wat wil ek graag doen? Waarheen word ek geroep wanneer ek hierna luister? En hoe kan ek ondersteuning in my span of in my gesin gee, sodat ons saam kan beweeg in die rigting van etiese beginsels? Die eerste etiese beginsel, en kom ek sê net eers, wat is etiese beginsels? Dit gaan oor, wat is die regte ding om te doen, nou in hierdie oomblik, vir my en vir die ander persoon. En dikwels is daar nie 'n ideale uitkoms nie, of die beste oplossing nie, maar kom ons kyk hoe naby kan ons kom aan 'n goeie oplossing. Die beste oplossing vir wat gaan werk in hierdie situasie. Die eerste beginsel is dan respek vir ander mense. Respek vir ander mense se waardigheid en hulle waarde. Hierdie benadering leer vir ons dat elke liewe persoon het waarde. Dit maak nie saak of hulle in die tronk is of in die hospitaal of wat ook al die geval is, dat ons dalk dink hulle is anders as ons nie, maar elke mens het waarde. En daarom kan ons met respek met elkeen praat en ook hulle privaatheid beskerm en verduidelik aan hulle wat gebeur om hulle as hulle dalk 'n beperkte vermoë het om te verstaan. En kom ons vermy ook
etikette, dat ons sê, daai persoon is so en so, maar dat ons regtig die persoon raak sien voor ons. Dit gaan alles oor respek. 'n volgende beginsel is respek vir autonomie. Dit beteken dat ek iemand se besluitnemingsvermoë respekteer. Dat ek dalk 'n bietjie waag en terugstaan totdat hulle besluit geneem het en nie net sommer vir hulle besluit nie. En wanneer daar dalk 'n beperkte besluitingsvermoë is, kan ek dophou vir tekens, 'n kopknik of 'n oogkontak, dat hulle vir my wys hoe neem hulle 'n besluit en wat is hulle besluit. Luister binnekort verder na Professor Emerentia Du Plessis. Een volgende ethiese beginsel is die beginsel van om goed te doen. In die konteks van 'n hospitaal en 'n verpleegkundige gaan dit oor om pyn te verlig of om onafhanklikheid te bevorder en samewerking te bevorder. En jy kan self dink hoe lyk goed doen in jou omgewing, in jou gesin, in jou familie, by jou werk, en om dit op 'n teenwoordige manier te doen, met ander woorde om dit binne verhouding te doen, en uit te vind, wat is goed vir ons almal, wat is goed vir jou, wat is goed vir die ander persoon, en om dit dan te doen. 'n volgende beginsel is om nie skade te doen nie. Dis die ander kant van die muntstuk as mens kyk na doen goed, maar doen ook nie skade nie. En dit is byvoorbeeld om nie iemand skade te doen, fisiese skade te doen nie, maar ook om iemand te ignoreer as hulle vir hulp vra, byvoorbeeld, is idees oor om nie skade te doen nie. En dink gerus oor hoe lyk dit binne jou omgewing en wat sal die gevolge wees as jy dan nie skade doen aan jou eie liggaam nie en ook nie aan ander mense nie, met bedoeling of sonder bedoeling. En dis dalk goed om daaroor na te dink en te bid en sommer net bietjie tyd met al die beginsels deur te bring in jou gedagtes. 'n volgende beginsel is regverdigheid. Elke mens verdien respek en 'n gelyke toegang tot hulpbronne byvoorbeeld en nie diskriminasie nie. So kom ons dink ook oor hoe lyk regverdigheid in ons lewe en veral binne 'n verhouding met iemand om uit te vind wat sien hulle as regverdig en wat is hulle wense. 'n verdere beginsel is om eerlik te wees, om die waarheid te praat en binne jou span of jou familie 'n veilige omgewing te skep sodat ander veilig voel en dat jy veilig voel om te kan eerlik sê hoe jy voel en wat jy dink sonder dat daar negatiewe kritiek is, en daar is wel gevolge vir wat ook al jy mee deel, maar om net veilig te kan voel om te sê, ek stem nie saam nie, of ek het hierdie fout gemaak, en dat ons dan saam dink en gesels oor wat is die gevolge dan nou hiervan en hoe kan ons dit hanteer. 'n verdere beginsel is om jou beloftes na te kom, en dit is ietsie klein soos om betyds terug te keer na die werk toe van jou etenstyd af, maar dit kan ook iets groot wees vir iemand om 'n belofte wat jy gemaak het by die werk, om iets te bestel of 'n diens te lewer, om wel dit te doen. En hierdie hou jou belofte skep soveel vertroue en dit bou ook jou reputasie as 'n betroubare persoon. So dit is ook tot jou eie voordeel as jy hierdie beginsel nakom. 'n verdere beginsel is vertroulikheid, om inligting nie onnodig te deel sonder die persoon se toestemming nie, en hier weet ons almal hoe groot skade kan sosiale media of skinder of sommer net om iemand se inligting te deel in 'n openbare plek kan baie skade verrig. So kom ons respekteer mekaar se vertroulikheid, se vertroulike inligting en werk met respek met mekaar.
Dan 'n baie belangrike beginsel wat vir my baie beteken het in hierdie week terwyl ek die lesing voorberei, is om voorspraak te doen vir 'n saak of vir ander mense, om nie bang te wees om te sê, hoorie, ek dink hierdie is wat ons doen is nie reg nie, of hierdie wat jy doen selfs is nie reg nie. Kan ons praat daaroor en kan ons kyk, hoe kan ons dit op 'n ander manier doen? En veral in my leefwêreld binne die hospitaal en sovoorts, waar ek soms optredes sien wat my bekommer of selfs ontstel, is hierdie vir my 'n waardevolle beginsel. Wat ek hieruit geleer het, is dat ek mag sê en dat ek moet sê as ek iets sien wat nie reg is nie, en dat dit eintlik dan tot 'n goeie verhouding kan lei met die persoon teenoor wie ek my bekommernisse lig, en dit kan lei tot verandering in gedrag. So kom ons doen dit ook op 'n respekvolle manier, maar ook definitief dat ons mag sê as ons bekommerd voel oor iemand anders se optrede of 'n organisasie se optrede. 'n verdere beginsel is verantwoordbaarheid, dat ek moet weet dat dit wat ek doen en dit wat ek nie doen nie, kan mense my verantwoordelik hou vir my optrede. So ons moet mooi dink voordat ons optree en weet, dit wat ek nou gaan doen, as ek oor die stopstraat ry of oor die rooi robot ry, dan kan dit gevolge hê en ek kan 'n boete kry. Byvoorbeeld, dit is hoe ek verantwoordelik gehou word. So kom ons dink ook oor ons optrede dag tot dag. So kom ek som op. Etiese beginsels gaan daaroor om ander mense met respek te hanteer, omdat hulle waarde het, om goed te doen, om nie skade te doen nie of om skade te voorkom, om regverdig op te tree, om die waarheid te praat, om vertroulikheid te behou, om voorspraak te doen vir ander en vir myself, en ook om verantwoordelikheid te aanvaar vir my optrede. En weer, kom ons dink na oor, wat is my besluit oor hierdie etiese beginsels? Wat wil ek doen? En wat is iets niets wat ek vandag gehoor het, of weer herinner is aan, wat ek graag in wil groei? En hoe kan ek die mense om my ondersteun om te groei in etiese beginsels? Mag jy 'n heerlike week hê, mag jy ervaar dat jy teenwoordig is vir iemand anders, en mag jy ook voel dat iemand teenwoordig is vir jou. Baie groete en liefde. Totsiens. Professor Emerentia Du Plessis